Goeiemôre. Dit is Woensdagoggend 17 September 2025 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Eerstens wil ek almal bedank met julle gelukwense gister op my en Fransis huweliksherdenking 19 jaar en dit raak al amper 'n leeftyd en ons is dankbaar daaroor. Ek kyk nou terwyl hierdie inleiding speel, kyk ek met 'n baie seer en swaar gemoed na die fotos wat geneem is, die beeldmateriaal van die destydse SA weermag. Toe die weermag werklik waar die sterkste in Afrika was, 'n weermag wat gekenmerk was deur dissipline, netheid en die vermoë om die integriteite van ons land te beskerm, ons grense te beveilig en selfs die grense van ons buurland Suidwes-Afrika daardie jare te kon beskerm met 'n baie en hoogs effektiewe weermag wat bestaan het. Dit is met afgeryse en hartseer as 'n ou kyk hoe lyk die toestand van die weermag, die nuwe SA weermag tans. 'n Weermag wat besig is om totaal en al te misluk in sy primêre take, sy doelwitte, want die doelwit van 'n weermag is eerstens om die integriteit van die landsgrense te beskerm. Dit sluit natuurlik onwettige immigrante, smokkelary en so meer in, om dan te help met die stabiliteit, binnelandse stabiliteit, in ondersteuning van die polisie. Hulle moet die burgers kan beveilig in samewerking met die polisie en hulle moet 'n gevoel van nasionale trots kweek wat daar nie meer vandag bestaan nie. As ons kyk in die verlede, destyds tydens die grensoorlog, hoeveel anderskleuriges, swartes, sowel as kleerlinge, het in die weermag aktief gedien en meegedoen aan 'n oorlog bo op die grens van Angola. En hoe almal saam ons land 'n trots gegee het. 'n Trots in 'n weermag wat effektief was met moderne, nuwe, skoon onderhoude voertuie, pragtige basisse met groen tuine en enige iemand wat langs die pad gestaan het en 'n saamry geleentheid gesoek het, het nie lank gestaan nie en is blitsig opgelaai en tot by hulle bestemmings gebring. Dit was die dae wat die land veilig was. Alhoewel ons in 'n aktiewe oorlog betrokke was op die noordelike grens van Suidwes-Afrika, vandag se Namibië, het mense veilig gewoon, was daar nie mure om huise gebou nie, daar was nie heininge om huise gebou nie. En nadat die regering in 94 vervang is, moet die ANC regering wat uit die staanspoort uit oor gewaarsku was, dat hulle nie oor die vermoë beskik om te regeer nie, waar daar gewaarsku was dat hulle uiteindelik tot 'n plundery sal oorgaan, 'n boewery, gelde sal steel, korrupsie sal plaasvind, geen geld sal onderhoud spandeer word nie. En so het ons dan ook die mettertydse verval van 'n eenstrotse weermag gade geslaan, waar ons nou 30 jaar na onafhanklikheid, sogenaamde onafhanklikheid, nadat die ANC aan bewind gekom het,
30 jaar later ry hulle nog met dieselfde vragmotors, met dieselfde toerusting, met dieselfde geversuitrusting wat daarmee gepaard gaan. Ons sien dan 'n opgegradeerde vloot wat vandag nie meer seevaardig is nie. Ons het 'n opgedateerde vliegtuigprogram gesien wat vandag niks meer van vlieg omtrent nie. Ek dink daar is 1 of 2 vliegtuie in totaliteit wat die vermoë het om te vlieg. Ons sien basisse se heiningsvervalle, ons sien onkruid groei hoog tussen geboue en wat daarmee gepaard gaan. En 'n mens wonder wat het gebeur. Waaraan is dit te danke of aan toe te skryf? En gister het ek gepraat oor die opleiding van Suid-Afrikaanse soldate in Kiba teen ongelooflike opgeblaaste pryse. En dan wil ek graag kyk vanoggend waar die minister van verdediging Angie Motshekga, waar daar geskryf word in Marula nuus dat sy is meer oor see op buitelandse reise, waar hulle baie geld spandeer in die kalklig rondbeweeg, maar waar daar geen konsekwente vordering op voetsoolvlak gemaak word nie. Inteendeel moet ons lees en hoor dat die soldate wat ontplooi was in die Kongo, daar by Goma, dat hulle gevaartoelaag nog nie eens ten volle uitbetaal is nie. Nou dreig die soldate om 'n opmars te hou na die Uniegebou. 'n Opmars, met ander woorde, 'n betoging, iets wat jy nooit in die ou weermag sou sien nie. Maar in die ou weermag het jy jou gevaartoelaag aan die einde van elke week in kontant in 'n koevertjie ontvang. Nooit was daar 'n probleem met betaling gewees nie. Nooit hoef mense of soldate te gedreig het om 'n opmars te hou na die Uniegebou om die aandag van die staatspresident te probeer trek omdat hulle nie hulle vergoeding ontvang het nie. Nooit hoef hulle bekommerd te gewees het oor 'n verslete stuk uniform nie, of dat siviele klere gemeng word met militêre drag nie, dat daar ergens op 'n stadium nie die nodige dissipline gehandhaaf was nie. Nou sien ons 'n weermag waar dissipline nie meer 'n rol speel nie. Ons sien 'n weermag met 'n gemiddelde ouderdom van 47, 48 jaar oud, waar geen vernuwing plaasvind nie, waar daar geen daadwerklike aksies is nie, en dit blyk of daar 'n onvermoë bestaan om wel in 'n tipe van konflik betrokke te raak op 'n effektiewe skaal, soos wat ons dan nou ook in Goma in die DRK gesien het. En 'n mens raak teleurgesteld, hartseer, omdat sulke goed gebeur, want dit sê vir 'n mens dat daar 'n totaal en al onkundigheid bestaan, 'n onvermoë om te lei, 'n onvermoë om te weet hoe werk die militêr, hoe is dit veronderstel om te werk. Ons kyk na 'n minister wat geen idee het wat in militêr aangaan nie, wat die wêreld vol reis en champagne drink met ander lande se militêre leiers, en ek wonder dikwels, wat dink hulle van ons hier in Suid-Afrika? Wat dink hulle van hierdie weermag hier? Maar ja, aan die een kant is dit hartseer, en dan tong in die kies, en 'n knipoog wil ek sê, miskien moet ons dankbaar wees daaroor. Dankbaar dat hierdie verval gekom het. Want so sake nou staan, waar dinge in Suid-Afrika op pad is, kan 'n effektiewe militêre mag wat autokraties en diktatoriaal aangewend word
tot groot probleme vir die algemene bevolking lei. Want wananwending van mag, die misbruik van mag, die kwessie van jy sal maak, soos ek sê, jy sal luister, kan baie maklik veral deur 'n regering soos waarmee ons tans sit, misbruik word om die wil van die mense in die land totaal en al te onderdruk. En my vraag aan elkeen van julle is, waar staan jy ten opsigte van hierdie bedreiging wat onafwendbaar op pad is na ons toe? Waar staan jy? Of gee jy nie om nie? Gee jy om oor hierdie pragtige land van ons? Of gee jy nie om nie? Gee jy om oor die toekoms van jou kinders en kleinkinders? Die toekoms van ons volk? Ja of nee? Maar dit is duidelik uit hierdie vervalle weermag uit, dat hy die punt gaan bereik waar hy nie gewananwend kan word teen die eie mense nie, maar waar hulle ook nie die integriteit van die gebied kan beskerm nie, waar hulle nie meer respek afdwing by die bevolking nie, en waar die bevolking hulle letterlik minag, soos ons al gesien gebeur het, waar hulle soldate se wapens afgevat het. So ja, uiteindelik moet ons besef dat ons is verantwoordelik vir ons eie oorlewing. Maar terwyl 'n land gepaard gaan onder gebrek van geld, ons kan nie ons soldate betaal nie, ons kan niks doen nie, is daar nog steeds 'n groot poging om byvoorbeeld straatname te verander. Ons woon in Appington, ek woon toevallig in Skroderstraat. Dit verwys na 'n sendeling wat destyds verantwoordelik was vir die eerste kerkie hierso, vir die amper gemeenskapsstigting wat plaasgevind het. Nou wil hulle die naam verander na 'n onuitspreeklike 3-woord frase wat geen mens kan uitspreek nie. Inteendeel moet jy universiteit toe gaan om te gaan leer hoe om dit uit te spreek, wat ek nie sal regkry nie. In 'n meningspeiling wat gevat is daar bevind dat die paar stemme wat opgegaan het vir die vernaamsverandering, meestal daarvan vervals is, met vervalste telefoonnommers, terwyl die oorgrote meerderheid gestem het om die naam Skroderstraat te behou. En nou sien ons daarom gelukkig, genadiglik, dat daar nou 'n ondersoek gedoen gaan word, 'n korrupsieondersoek, oor die vervalsing van die sogenaamde naamsveranderingsmense. Maar die feit van die saak is, dit gaan verander. Mense kan maar nou vaskop, ons kan raas, ons kan proteste teken, dit gaan verander. Dis alles deel van 'n agteruitgaande, vervallende gemeenskap. Maar in daai asse van die vure van hulle, in daai asse lê ons oorlewing. In die vernietiging van Suid-Afrika lê ons geleentheid. Maar ons moet dit reg bestuur en reg hanteer. Want dan gaan 'n dag kom, en dis nie ver weg nie, want niemand in Suid-Afrika in staat gaan wees om enige ander groep te wil beskerm, beveilig nie, en allerminst nie ons weermag nie. En dan gaan dit op ons eie skouers lê om dit te doen. Geniet vanoggend jou kondensmelk, koffie en dink mooi oor dit wat ek nou gesê het vanoggend. Dis totale verval. Ons sien die chaos in ander lande, in die wêreld, Brittanje, Frankryk, Duitsland, Amerika, waar hulle reken binne 14 dae baie ernstige dinge kan begin ontwikkel as gevolg van die skietery. Maar daaroor praat ek donderdag aand in Bosberaad. En daarom is dit belangrik om te sorg dat jy ingeskakel is om die Bosberaad te kan luister. Lekker dag
Mooi loop. Ek is môreoggend terug by julle.